Alright. Welkom almal by Bybelstudie sessie 2 vanaand. Ek hoop julle is honger en reg vir hierdie sessie. En as jy nog nie sessie 1 bygewoon het nie, stel ek voor dat jy na sessie 1 gaan kyk, die video voor die enetjie. En dan sal jy net sien hoe alles bymekaar pas. Ons vat 'n stap deur die Bybel van die boek van Genesis tot en met Openbaring. En is dit 'n oorhoofse opsomming van die woord van God om die liggaam van Christus toe te rus om die woord te lees. So kom ons begin hierdie sessie net reg om te begin met gebed. So Abba Vader, ek dankie vir vanaand se sessie. Ek bid vir elke persoon wat live kyk en na die tyd gaan kyk, Here, dat U sal ons kom bedien en dat die Heilige Gees U woord sal lei en my mond sal lei wat ek moet bedien vanaand en dat U ons ore en oë sal oopmaak om Jesus Christus te kan sien vanaand. Dat U Jesus Christus vir ons sal openbaar en dat ons sal sien wat ons moet sien en hoor wat ons moet hoor. Ek vra net dat die tasbare teenswoordigheid so sal kom plek vind in ons harte waar ons is. En ek dank U daarvoor en dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Okay, so kom ons begin met die Bybelstudie. Ek gaan net so bietjie teruggaan op die vorige sessie, net so 'n opsomming te doen, net om ons terug te bring in die prentjie waar ons geëindig het laas. So ons het geëindig hierso net voordat ons met die boek van Eksodus begin. En ons het Abraham wat vir ons nou wat die Here gekies het, wat hy die verbond mee gemaak het, die belofte wat hy gemaak het aan Abraham. En hy het vir hom gesê dat hy vir hom Isak sy seun 'n seun sal gee wat uit die hele nasie, hy sal vir hom 'n nasie gee wat hy nie eers kan tel soos die sterre die sterre wat hy kan tel nie. Hy gaan hulle nie eers kan tel nie want die nageslag gaan so groot wees. So hy het vir Isak gebring, op daai tyd kon Sara, sy kon nie haar moederskoot was gesluit en dit het onmoontlik gelyk, maar by God was alles moontlik en hy het in daai oomblik vir Isak gegee. Uit Isak is gebore Jakob wat Israel genoem was later en daaruit die 12 stamme. En in die 11de stam wat Josef gebore was, hy was in die put gegooi, hy het gegaan na Egipte toe, en van daar af, dis waar ons geëindig het laas, en dis in die gedeelte waar ons nou sien dat Josef was nou vasgevang in Egipte, en daar was 'n hongersnood, maar hy het toe die regterhand van koning Farao geword, die koning van Egipte. En hy het die kosse en alles reg bestuur, hy was 'n maghebber daar gewees. En toe het hy sy familie of sy broers en almal uit hulle vergewe, hulle toe teruggekom en hulle het kos benodig. En net Egipte het kos gehad daai tyd omdat Josef in beheer gestel was, dat God vir Josef gebruik het in daai tyd. En ons sien toe dat hy het sy broers vergewe, sy broers het teruggekom met sy pa en in totaal was hulle 70 wat hulle so vermeerder het. Hulle was toe 70 mense uit daai stam uit van Israel. So as ons nou net bietjie terug backtrack, onthou julle het ons gepraat het van dag 1 tot dag 7 het God alles gemaak, okay? En in dag 6 het hy vir Adam en hy het vir Eva geskaap en hy het gesê in Genesis 1 vers 28: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dit was 'n seën wat die Here gespreek het. Hy het hulle geseën, nadat hy hulle gemaak het, hy gesê, ek seën julle, dis wat julle moet doen, maar sonde het ingekom. Onthou julle Adam en Eva, sonde het ingekom, die hele storie van Noag, Babel en die vloed en al daai dinge. En nou met hierdie oorspronklike plan terug herstel word,
En ons het dis waar God vir Abraham gekies het om daai seun te herstel en dis waar hy vir hom gesê het dat hy sy nageslag so baie gaan maak. En hier sien ons in Genesis 17 vers 6 tot 7 en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou God te wees en vir jou nageslag na jou. So ons kan sien daar is 'n herstelproses. Ons moet heeltyd as ons kyk na die woord van God, gaan julle sien ons kom terug na die oorspronklike plan om te wandel saam met God, soos hy Adam en Eva gemaak het. Die oorspronklike plan om verhouding te hê met hom, uh to be in relationship with God en hy het ons gemaak vir hom. So ons sal sien hier word 'n proses die heeltyd herhaal half in die Bybel en dis waar ons nou by die boek van Eksodus kom. So ons kom nou by die tweede boek van Eksodus. En ons sien hierso in hoofstuk 1 vers 7 sê hulle, maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword. En hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword. So wat het intussen gebeur? Soos ons sien, die volk van Israel het baie geword. Hulle is nou in Egipte, hulle is in slawerny. 'n nuwe koning het opgestaan na Farao, daar 'n nuwe Farao gekom. Hy weet nie, hy was so die vorige Farao was in Josef se kant, maar sien hierdie Farao, hulle dwing arbeid op hulle af. Die volk is in slawerny. En dis waar die hele storie met Eksodus begin en die Here het 'n plan. En hier het die koning Farao hy het gesê, nee, hierdie nasie word te sterk. So hy het gesê elke seun wat gebore word uit Israel, elke Hebreër se seun wat gebore word, moet hulle doodmaak. Want dit beteken as hy doodgemaak word dan die volk gaan nie kan groei nie, hulle gaan nie kan vermeerder nie. Maar dit het gebeur, maar daar was 'n Hebreër gebore wat Moses sy naam was. En hierdie Hebreëse vrou, sy ma het hom weggesteek in 'n mandjie. Hy het hom weggesteek in 'n mandjie en sy het hom in die Nylrivier gesit in 'n mandjie en koning Farao se dogter het toe gaan bad in die Nylrivier en sy sien toe hierdie mandjie en sy sien toe dat uh kom hier. Ekskuus, my kat. Ons sien dat hierdie mandjie is nou gevind deur hierdie Farao se dogter. En sy besluit sy wil hom hou en sy wil hom grootmaak in Farao hulle se huis, in haar paleis. So sy kry toe 'n Hebreëse vrou, sy sê maak hom toe groot tot op 'n punt en hy gaan dan kom bly by hulle in die paleis. So ons kan sien in die eerste gedeelte van Moses se lewe was hy 40 jaar in Egipte. Okay? Hy het toegesien dat die mense van God word nie reg behandel nie en hy het toe 'n Egiptenaar doodgemaak. En toe Farao daarvan hoor, toe moes hy vlug vir sy lewe. So ons sien dat hy toe vlug vir sy lewe na Midian toe en hy trou daar, kry toe 2 kinders en vir 40 jaar vlug hy toe daarso. Intussen het daai koning toe dood gegaan en op die ouderdom van 80 jaar oud roep God toe vir Moses en sê vir hom hy moet die volk uit Egipte uitlei. En daar het die Here het verskyn deur 'n engel, hy het 'n engel deur 'n doringbos vuurvlam het hierdie engel verskyn aan Moses wat gesê het ek roep jou Moses om Egipte om my volk uit Egipte uit te gaan lei. En toe sê Moses eers en hy beklei en hy sê nee, hy kan nie praat vir die volk nie en die Here sê toe nee, hy gaan hom 'n staf gee om die Here gaan wonderwerke deur hom doen en hy het ook gesê dat Aaron, julle sal sien die hoofkarakters hier in
Aaron is Moses se broer en hy is toe ook saam met Moses, ek dink hy was min of meer 83 jaar oud, om die volk te gaan uitlei. Maar ons sien toe hierso uh Exodus 2 vers 23 tot 24 sê. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe. En die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp oor hul slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor. En God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en Jakob. So God stuur toe vir Moses. Maar hier kom Moses nou met haar Aaron en Farao hierdie koning se hart is so verhard en hy wil hulle nie laat gaan nie. En dis waar die 10 plaae inkom. Jy sal sien daar in die boek van Eksodus praat dit van die 10 plaae en dis die 10 rampe wat God gestuur het oor Egipte want Farao het sy hart verhard. Hy wou nie die volk laat gaan nie. Maar die 10de plaag was, sal ek sê, is die koel deur die kerk. En dit is hier in Eksodus 12 van vers 12 tot 13 sê dit want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en dis nou God. So God het gesê hy gaan deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, dis nou God, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. So God het gesê aan Moses, Moses moet met die volk praat en sê, hulle moet 'n lammetjie gaan vat en slag en daai bloed moet hulle op die deurposte verf. En as God daai bloed by die deurposte sien, sal hy verbygaan. En hierdie straf gaan net die almal tref wie nie daai bloed geverf het nie. So die Here het sy volk beskerm, maar elke eersgeborene van Egipte het toe dood gegaan. En een van hulle was Farao se eersgeborene. En toe sê Farao nee, julle kan maar gaan. Okay? En in Exodus 12, so ons kan sien daar was die instelling van die Paasfees, dis waar die Paasfees vandaan kom, dis waar die konsep vandaan kom. En ons sal sien die God se volk vier hierdie as 'n fees van wat God gedoen het dat hy hulle beskerm het om hulle uit Egipte uit te lei. So ons sien tot en met Exodus 12 God se volk word uitgelei, maar Farao sê toe nee, ek stuur my soldate agterna en hy het weer sy hart verhard. En toe jaag hulle na die volk agterna. En dis toe, ek weet nie of jy al van die gehoor het nie, maar die Rooi See wonderwerk. En Moses het die staf gebruik soos God hom beveel het en gesê vir die see om oop te gaan. En God lei toe sy volk om deur dit te stap op droë grond. So die see is oop, hulle loop deur en toe hulle deur is, toe maak die Here weer die see toe waar Farao se soldate agterna gejaag het. En die soldate van Farao is toe dood. En dit speel alles af in die eerste 12 hoofstukke. En dan sal julle sien dat hulle vier dit, hulle sing 'n liedjie, hulle gee prys aan die Here, maar ons sien ook hoe hulle begin murmureer. Hulle is nou net uit Egipte uitgelei en hulle begin al klaar murmureer en kla en sê Here, hoe het ons hier, of hulle sê vir Moses, jy het ons hier uitgelei met God en nou sit ons slegter af. En God voorsien nog steeds. Hy gee vir hulle manna elke dag. Dis net daar, elke dag. Hy gee vir hulle die water wat bitter was, het hy ook soet gemaak. So hy voorsien vir hulle kos, water en ek meen, mens kan dit maklik so geestelik trek na ons eie lewe toe. Ek verduidelik hierdie nou as 'n hele storie, maar wanneer jy gaan sit en die woord gaan lees, jy kan dalk by een versie vashak en die Heilige Gees kan jou so bedien. Of jy kan in 'n hoofstuk sit en die Heilige Gees kan jou so bedien deur die storie wat jy lees. Ek moet hierdie hele agtergrond net gee. Dat alles, want dit is redelik 'n groot deel van die storie wat gebore is uit die boek van Exodus en om die agtergrond te gee en die fondasie te lê. Maar ons kan so maklik die gelykenis met ons eie lewe trek. En
hoe maklik ons in 'n Egiptiese denkwyse kan val. Nou in die Nuwe Testament praat dit van Romeine 12 vers 1 tot 2 sê hernie jou denkwyse. Ons moenie gelykvormig raak aan die wêreldse patrone nie. En is so maklik, ons kan in enige area van jou lewe, daar's verskillende areas van ons lewe wat ons in 'n Egiptiese denkwyse is en ons moet uitkom. Ons moet die heeltyd, ek sê in Engels, align na die woord van God, na waarheid toe. So wat is hulle besig om hier te doen? God is besig om sy volk uit Egipte uit te lei na die beloofde land toe. So dis 'n proses wat hier plaasvind en hulle moet God vertrou, maar ons kan ook sien hierdie hele storie en as jy die storie gaan lees, jy gaan ook dink, hoe kan dit gebeur? Die Here het nou net die volk uitgelei en hier murmureer hulle al klaar. En of hulle vertrou nie dat God vir hulle kos kan gee nie of ja, dis interessant wanneer jy die woord lees. En jy dink vir jouself, maar hoe? Hoe kan hierdie mense so dink? Maar dit is so maklik om self in daai al te getrap het en wat ons al deurgestap het in ons eie lewe. En dan hierso van Exodus 19 af tot 24 is hulle by die berg van Sinai en Moses gaan op die berg en dis waar God met hom kom ontmoet. Die Here praat van in sy woord dat Moses was 'n vriend van God. En is so mooi. Ek sê die Ou Testament is so mooi. Ons sien die karakter van God. Ons sien dis nie net 'n storie nie, 'n karakter van God word uitgebeeld. Verhouding met God word uitgebeeld. Hoe ons in verhouding met die Here moet wees. Ons sien toe nou hierso die Here gee die 10 gebooie. En nommer 1, daar is geen ander God nie. Nommer 2, moet geen afgode of beelde aanbid nie. Nommer 3, eer en respekteer God se naam. Nommer 4, hou die Sabbat heilig. Nommer 5, eer jou vader en jou moeder. Nommer 6, moet nie moord pleeg nie. Nommer 7, getroude mans en vrou moet lojaal aan mekaar bly. Nommer 8, moet nie steel nie. Nommer 9, moet nie jok nie. Nommer 10, moet nie jaloers wees en iemand anders se goed begeer nie. So dis die 10 gebooie. En dis nie die enigste gebooie nie, maar dis die 10 gebooie wat ook wette genoem word, wat aan Moses gegee was en hy het dit op die klippe, op die steen gaan skryf en hy kom toe terug en Moses is 'n leier. So God het hom gekies as 'n leier om die volk te lei en 'n middelman te wees om wat God spreek met hom met die volk te gaan deel. So hy kom toe terug en hy sê dit is die 10 gebooie, die is die wette, dit is wat die Here sê ons mag nie doen nie. En julle sal sien Eksodus 19 vers 16 sê en dis die plan en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Die klem op 'n heilige nasie. So die wette was daar gegee om heiligmakend te word, om soos God te lyk, soos Jesus te lyk. Ons sien hier in hoofstuk 32 tot 34 dat hulle gaan en hulle maak 'n goue kalf, die volk. Hulle breek die eerste 2 gebooies. En Moses kom toe en hy toe tree toe vir die volk. En hy sê Here, onthou u verbond wat u aan Abraham gemaak het en u genade en dat u lojaal is. En hy tree toe in vir die volk en die Here het toe hulle vergewe en hy stap toe nou 'n pad verder en julle sal nou sien hoe dit in Levitikus uitspeel. Maar julle sal sien dat van hoofstuk 25 tot 40, so daar's 40 hoofstukke in die boek van Eksodus. Ons sien hierso dat hulle 'n verbondsark en 'n tent maak. Dit word die tabernakel genoem. En ek wil bietjie in hierdie in beweeg, vir julle net om te verduidelik waar dit gaan. So in hierdie paar hoofstukke sien julle net, okay, wag, hier word net gepraat, die Here gee spesifieke 'n detail van hoe hierdie tabernakel gemaak moet word. Nou wat is hierdie tabernakel? Waar gaan dit? So min of meer dis hoe dit lyk. Okay, so dit was 'n tent, die Here het spesifiek indikasie gegee in die woord aan Moses hoe hulle dit moet bou. En daar in die heiligste van die heilige gedeelte was die verbondsark. Nou wat is die tabernakel? Dit was die woonplek vir God. So ons gaan terug na die oorspronklike plan wat God in van die begin af wou hê. En dit is om in ons midde te wees. Dis om 'n woonplek
dat ons 'n woonplek vir God is, dat God kan woon saam met ons en wandel saam met ons. So die tabernakel, as ek verwys na die tabernakel, dit is die woonplek vir God. Dis waar God se teenswoordigheid rus. En dit is die oorspronklike plan, is dat hy in verhouding met ons is en saam ons kan wandel. So Eksodus 40 vers 34 tot 35 sê: Toe die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus het en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. So ons sien God wandel, sy teenswoordigheid is by hierdie tabernakel. Bietjie verder as ons nou in die woord gaan, sal jy sien dat die Here vir Dawid en Samuel, Dawid en gevra het om 'n tempel te bou, maar hy het dit toe nie gebou nie, sy seun Salomo het dit gebou. En ons kan verder kyk na hierdie skrif, dis waar hulle ook net 'n tempel gebou het en hulle het toe daai verbondsark, die verbondsark het so gelyk min of meer. En in die verbondsark was daar drie goed gewees. So 'n interessante feit, die manna wat God voorsien het, dis die kos, die staf van Aaron en die tafels van die verbond, dis die 10 gebooie, was in hierdie verbondsark. En hierdie verbondsark was toe in die nuwe tempel gesit wat gebou was. Dit gaan ons 'n bietjie later kyk in die volgende boeke. Maar daar's ook net skrif. En as ons kyk nou na die Nuwe Testament, ons moet alles. Die Ou Testament is net 'n fondasie wat gelê is dis 'n skaduwee. Die wette is 'n skaduwee en Jesus is die vervulling daarvan. So ons kan sien in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 sê: Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Met ander woorde, in vandag se tyd, ons hoef nie nou Jerusalem, Israel toe te gaan, want dis mos waar dit was. Dis waar die tent was, dis waar die tempel gebou was en toe die volgende tempel gebou was. Ons hoef nie soontoe te gaan om te bid nie. Ons hoef nie soontoe te gaan om die woord te lees nie. En ons liggame is 'n tempel van God. En ons moet plek maak vir die Heilige Gees om in ons te kan woon. So ja, ons het die huis van die Here waar ons soos kerk toe gaan. Dit alles die Here praat van moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie. Dis waar die kinders van die Here bymekaar kom om God se naam te verheerlik en te prys en die salwing vloei en die Here beweeg en hy sê daar waar twee of meer in sy midde is, daar is hy. So ons moet die hele tyd spasie maak vir die Heilige Gees om in ons te woon. Maar ons kan sien al in die Ou Testament hoe alles in mekaar gesit was en wat die plan was van die begin af en hoe dit uit begin speel het. So ons net so 'n bietjie teruggaan. Soos julle kan sien, in die boek van Eksodus beteken uitgaan, vertrek. So hulle was uit Egipte uitgelei. Hierdie boek speel af plus minus 81 jaar. Want Moses was op 80 geroep om God se volk uit te lei en binne in die eerste jaar, daai 5 hoofstukke daar aan die einde wat die tabernakel opgerig word, daar in daai eerste jaar het hulle die tabernakel opgerig. So ons kan sê Eksodus, as ons nou kyk na die tydlyn, het plus minus in 81 jaar afgespeel. En dis die hele gedeelte wat ons nou kry van die boek van Eksodus. Alright, net om daar op te som en te wys vir julle. Alright, okay, kom ons beweeg aan na die volgende gedeelte, wat die boek van Levitikus is. Nou die boek van Levitikus lees so 'n bietjie moeilik as jy hom nog nie gelees het nie, maar ek het my bes gaan probeer om 'n opsomming te maak, om jou te lei net en te help hoe om die boek van Levitikus te lees. So nou onthou, Moses het die boek van Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium geskryf, moontlik ook Job, ons is nie 100% seker nie, maar Job het afgespeel in daai tyd. So
ons kan sien dat hy gebruik was om daai boeke te skryf. Onthou die boek van Genesis, al die goed wat voor hom gebeur het. God moes dit aan hom gekommunikeer het op daai berg. Van 'n woord van kennis. So wat in die verlede gebeur het, sodat daai boeke geskryf kon geword het, dat dit in die Bybel is vandag wat ons vandag kan lees. So dit is baie interessant hoe die Here net hy sit al ons teenswoordig. Hy is daar van die begin tot die einde, soos sy woord sê. Alright, so die boek van Levitikus. As ek die boek kan opsom, is dit God is heilig. Alright. Hoofstuk 19 vers 2 sê heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. So wat doen die Here hier? So hy kom stel wette hier in. Die tabernakel is nou opgestel, onthou dit is 'n woonplek vir God. Nou om in te kan gaan by die tabernakel, moet word die priesters gebruik. Okay, nou wie is die priesters? Die priesters is Aaron en sy seuns. God het hulle gekies om die priesters te wees as 'n tussenganger tussen die sondige mense en God, om tussen die sondige mense en God op te tree. So hulle is 'n tussenganger. Dit is in die Ou Testament. As ons kyk na vandag die Nuwe Testament waar Jesus gekom het, die wet was vervul, Jesus, die vervulling van die wet. Jesus is ons hoëpriester. Hy is ons koning en hy is ons priester. Daarom kan ons vandag bid na hom toe en Jesus het die vervulling gedoen met die sonde. Okay, ons gaan nou kyk daarna. Maar as jy kyk na die boek, sal jy sien dat om in daai tabernakel in te kon beweeg vir die priesters, moes hulle heilig gewees het. So, julle sal sien, ek het hier dit in hoofstukke opverdeel, wat jou gaan bietjie help om die woord te lees. Hoofstuk 11 tot 15 praat baie van die rituele skoonheid. So dit praat van wat se kos hulle moet eet, dan mag jy 'n dooie liggaam vat nie, die melaatsheid, alle goed, so hulle moet gereinig word. Hulle moet gereinig word voordat hulle in kan beweeg in die tabernakel, in die woonplek van God, in the holy place. En dit praat baie van die tema van dood versus lewe. En dis hoekom daai wette in plek gestel was, dat net lewe, net reinigheid en heiligheid gaan in daai tabernakel. En julle sal sien dan hoofstuk 18 tot 20 het bietjie van die morele skoonheid gepraat. Dit praat nou meer van die huwelike en al die ander morele goeders voordat die priesters kon ingaan dat hulle skoon en heilig is, want God is heilig en ons moet 'n heiligmakende lewe. Ons streef na heiligheid. So wanneer ons God sien, sien ons volmaaktheid. Ons sien Jesus as die perfekte, die volmaaktheid en ons streef daarna. En deur die Gees, wanneer ons nou kyk na ons gaan 'n bietjie later kyk na die Nuwe Testament, deur die Heilige Gees help hy ons om heilig te lewe. Maar dit gaan ons nou in die Nuwe Testament kyk. Alright, so julle sal sien hoofstuk 1 tot 7 het hulle 5 rituele offeringe gedoen, so daar is hulle almal gelys. En ons sien hierso hoofstuk 16 tot 17 was daar 'n groot versoensdag. Nou hierdie kan ons heeltemal deurtrek. Alles wat jy in die Ou Testament lees, sien jy in die Nuwe Testament. Jy sien hoe Jesus die wet vervul. So in die Ou Testament het hulle 2 bokke geneem. So die hoofpriester moes 2 bokke neem wat vlekkeloos was. En waarop die lot, as die lot werp het op die een, moes daai in gebruik geword het as sondeoffer. So hulle saam geslag het en daai bloed was gebruik vir die sondeoffer vir die mense van God wat in sonde verval het. Want die mens het 'n sondige natuur. En julle sal sien as hierdie hele siklus in die Bybel, die mens val in die sonde. En hierso wat nou die rituele wat uitgevoer moes geword het, hulle moes gewoonlik diere geslag het. En daai bloed was gebruik as op die altaar vir ons, vir die sondes, vir die mense, okay? En dan die een bokkie wat nou weggegaan het in die wildernis wat hulle vrygelaat het, het min of meer nou gesimboliseer die sonde wat weggeneem is. Nou ons kan dit mooi in gelykenis trek na die Nuwe Testament toe. Ons sien ook in die Nuwe Testament dat julle sal sien toe Jesus nog gekruisig was, net voordat hy gekruisig was, het hulle gesê dat hulle een gevangene kan vrylaat en hulle het nie Jesus gekies nie, hulle het iemand anders gekies. Ek dink was Barabbas, ek het reg uitspreek. En maar die lot het op Jesus geval. En
'n mens kan, ag dis maar net my eie openbarmaking dat mens kan die hele tyd sien die Ou Testament, Nuwe Testament, hoe dit so mooi uitspeel en die gelykenisse wat saam met dit gaan. So dit is so mooi om die Ou Testament te lees en wanneer jy die Ou Testament begin verstaan en sien hoe Heilige Gees vir jou openbaar, dan 'n mens sien soveel dieper God se karakter. En Nuwe Testament sien ons nou, Jesus was vlekkeloos. Hy het geen sonde gehad nie. Jesus wat God, Abba Vader, se seun was en dit was in Johannes 3 vers 16. Jesus, God het het ons so lief gehad dat hy die mens lief gehad, die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het vir ons sondes, vir almal wat in Jesus glo en hom aanneem, die ewige lewe kan hê. So God stuur Jesus, Abba Vader, hy stuur Jesus in hierdie wêreld in vir alle mense, die hele wêreld, vir almal, nie net die Jode nie. Nie net die Israeliete, hierdie volk nie, nee, maar vir almal. En 1 Johannes 2 vers 2 sê en hy, dis nou Jesus, is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons sin nie, maar ook vir die van die hele wêreld. So ons kan sien Jesus vervul nou hierdie hele rituele. Ons hoef nie meer. Ons hoef nie meer, dankie Jesus. Ons hoef nie meer 'n diertjie te slag en die bloed te offer vir ons sonde nie, deur die priesters nie. Die priesters het dit ons gedoen. Ons uh Jesus het die wet vervul en as ons Jesus aanneem en die Heilige Gees woon in ons, dan is dit die versoening vir ons sonde. Jesus is die versoening. Hy bedek die sondes, hy vat dit weg. Jesus het dit op die kruis gedoen en dis nou 'n bietjie later wanneer ons na die Nuwe Testament gaan kyk, maar as jy die Ou Testament lees, sien jy die hele tyd Jesus. Jy sien die drie enige God, soos wat ons in sessie 1 gepraat het daarvan, Abba Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees. En jy sal sien in die Nuwe Testament word die sakrament nou gebruik, nagmaal, as 'n vervanger. So nagmaal, as jy gaan kyk na 1 Korintiërs 11 in daai versies 23 tot 30 en dit kom in baie ander dele ook voor in die Nuwe Testament, is dat ons nou nagmaal neem. Ons neem nagmaal wat die brood is en die wyn wat Jesus se liggaam en sy bloed verteenwoordig vir wat Jesus aan die kruis ons gedoen het. So jy en ons sal in die Nuwe Testament daar praat, maar dis nou dis die sakrament, dit is wat ons nou navolg en jy doen dit so gereeld en dikwels soos die woord sê dat ons neem deel aan daai tafel van Jesus. En dis waar ons vra, Here, vergewe ons sondes en jou saak met die Here en dis van jou hart skoon maak met God en die brood neem en die wyn neem en deel het aan sy liggaam. En dan sal julle ook sien hoofstuk 23 tot 25 praat dit dalk bietjie van die jaarlikse feeste. So julle het nou gesien die groot versoensdag. Daar's een van hulle, die Paasfees het ek genoem in die boek van Eksodus, maar ons gesien daar's baie van die ander ook en ek gaan nou nie in detail van dit gaan nie, maar julle sien die woord is daar's baie in die woord. En dan net 'n goeie vraagie, hoekom die bloed? Hoekom het hulle die bloed gebruik van die diere en hoekom is dit die bloed van Jesus? Want in die bloed is die lewe. En jy kan gaan kyk na Levitikus 17 vers 11. Alright, okay, so kom ons beweeg aan. Dit is die boek van Levitikus, net 'n opsomming. En dan beweeg jy na die boek van Numeri toe. Okay, Numeri bestaan uit 36 hoofstukke. Nou, Levitikus het basies plaasgevind in, ek sal sê, ek weet nie, 'n maand, ons weet nie, dit is in daai eerste jaar, toe die tabernakel klaar gebou was, het die boek van Levitikus plaasgevind. Want onthou, dit moet nou heiligmakend wees, om in die tabernakel in te kan beweeg, om in God se teenwoordigheid te wees, in daai woonplek. Dit gebeur, ek weet nie, kom ons sê plus minus in 'n maand af, speel dit af. En dan sien ons in die boek van Numeri,
dat die boek van Numeri speel af in 39 jaar. So onthou, ek het van Moses gepraat, hy het die eerste 40 jaar van sy lewe gehad in Egipte toe, die volgende 40 jaar in Midian wat hy weg gaan kruip het en toe die volgende 40 jaar was in die wildernis. En onthou, hulle beweeg nou en hulle wil in die beloofde land kom. Maar ons sien, hulle was hierdie 39, kom sê 40 jaar in die wildernis en hierdie boek speel af en ek het dit net so op gaan som om net bietjie struktuur te gee wanneer jy daarna kyk. So ons kyk net na die hoofgedeeltes daarvan. Die boek van Numeri is waar hulle 'n telling van die Israeliete by die berg gemaak het. So hulle het almal gaan tel. Okay? En by die woestyn Sinai. En julle sal sien die Here is baie georganiseerd. Julle sien daai 12 stamme. So in die middel was die tabernakel, die woonplek van God. Dan was dit die Lewiete. Die Lewiete was die stam wat gebruik was vir God se bediening. So julle sal sien die priesters kom uit die Lewiete stam uit, Aaron en sy seuns. Die Lewiete stam was gebruik vir God se bediening en dan rondom dit was die stamme gesit strategies, seker is in die wes en die ander noord, ander oos en ander suid. Die Here is baie georganiseerd en hy kyk na baie detail. Jy gaan sien ook hoe die priesters moes aantrek en wat sy klere die Here vir hulle gevra het om te maak en al daai goed. Daar's soveel detail en dit gaan net dieper op wie God is en ja, die Here is in baie detail. So ons kan sien dan al die stamme is nou om dit, om die woonplek van God. Dis waar hulle nou woon, saam met die Here in sy teenwoordigheid. En ons sien die Here kom gee wette rondom dit, sy woonplek en dan sal ons sien hoe God se teenswoordigheid lig en hy sê vir hulle dat hulle nou moet aanbeweeg en dis wanneer hulle nou laer op gaan slaan het by die woestyn Paran. Dis nou van hoofstuk 13 tot 19. Maar ons sien ook die volk murmureer baie en daar's 'n hele proses wat plaasvind. So hier kan ons sien hoe die Egiptiese denkwyse uit hulle uit gehaal moet word. En ek moet sê ons moet ons gedagtes vernuwe met die woord van God en ons moet getransformeer word deur die woord van God om in waarheid te stap in wie God is en hoe hy ons geroep het in verhouding met hom. So dis hierdie hele proses wat plaasvind as ek sal sê in 'n geestelike perspektief en hulle slaan toe laer op by die woestyn Paran omdat hulle is op pad nou na die beloofde land Kanaan toe en die Here sê vir Moses hy moet 12 manne uitstuur. Hy stuur 12 manne uit om die land te gaan spaai, te gaan bespied. Maar slegs 2 uit daai 12 kom terug, Joshua en Caleb. En hulle het die geloof en hulle sê hulle kan hierdie land vat, die beloofde land. Maar die ander 10 manne het gesê nee, hulle kan nie. So ons kan sien hulle vertroue was nie in God nie, daai 10 manne. En hulle het ook die volk, die res van die volk negatief gemaak. En wat het dit veroorsaak? Dit het veroorsaak dat die volk, daai generasie, nie in die beloofde land inbetree het nie, behalwe Joshua en Caleb. So daai is 2 hoofkarakters wat julle sal sien in die boek van Joshua. Joshua was 'n leier gewees of die volgende leier van Moses en net die nuwe generasie het toe in die beloofde land ingestap en nie hierdie generasie nie. Hulle was in 'n gemaksone, ek weet nie, dis tegnies nie baie ver van die beloofde land was nie baie ver van hulle af nie. Ek dink dit is die ironie van die saak in hierdie situasie, maar ja. Hulle beweeg toe aan en hulle murmureer en hulle beweeg toe aan. Julle sal sien hoofstuk 20 tot 22. Hulle gaan toe na die vlaktes van Moab toe en die koning daar wat Balak is, hy stel Bileam aan om die volk te vervloek, so God se volk. Maar daai ou kon nie God se volk vervloek nie. Hy kon nie Israel vervloek nie. Hy kon hulle net seën. So ons kan sien alhoewel God se volk in sonde is en hulle luister en hulle is nie gehoorsaam aan God se stem nie, God hou hulle aan seën. En ja, hulle kon nie daai man Bileam kon nie die volk vervloek nie. So hy het net seën uitgespreek. En hier sien ons dat nou die volk voorberei word, die volgende generasie, om die beloofde land in te betree. So julle sal sien as ons nou beweeg na die boek van Deuteronomium, dis die boek van Deuteronomium beteken herhaling van die wet. So dis waar Moses, so daar's nou 40 jaar weg. 40 jaar
Die boek van Deuteronomium sal ek sê speel af in 'n paar dae. Want 40 jaar is nou verby en nou moet hulle die beloofde land inbetree. En ons sien dat Moses herhaal die wet en hy sit nog wette by. En Deuteronomium 6 vers 3 sê: Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat jy baie kan vermenigvuldig soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. En in vers 6 sê, ekskuus, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. So ons kan sien die boek van Deuteronomium, die Here praat van sy wette moet in ons hart wees. En dis om in verhouding met die Here te wees. Julle sal sien dit praat ook baie daarvan die seëninge en die vervloekinge. As jy dit doen, sal daar seën wees. As jy nie dit doen nie, is daar vervloeking. En dit kom alles terug op die gehoorsaamheid aan God en wat hy vir hulle gegee het deur Moses. O ja, en Moses was ongehoorsaam. En hy het ook nie die beloofde land inbetree nie. Daar was 'n situasie daar gewees. Jy kan bietjie meer gaan lees in detail daar. Maar in totaal is die boek van Deuteronomium 34 hoofstukke. En ons sien dan Moses sê ook in hoofstuk 31 sê hy Moses kondig aan dat die volk weer vreemde gode gaan aanbid. So hulle val weer terug in daai proses. Alright julle, dit is die boeke van Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. So in totaal, net gaan gesaamvat vir julle. In daai boeke is daar 613 wette. Okay? Dis wat die Here gegee het. Dis sy woord. En ons kan sien dat hierdie boeke in die Bybel is 'n uiteensetting om die volk te lei in heiligheid. 'n Afgesonderde lewe, nie soos die wêreld nie. Om seëninge te ontvang in plaas van oordeel. So om nie soos die wêreld te lyk nie. Soos ek gesê het in die Nuwe Testament sê om nie gelykvormig te word aan die wêreld nie, om 'n afgesonderde lewe te lewe. Dis waar dit gaan. Dit wanneer jy kind van die Here word, wanneer jy Jesus aanneem, gaan jy nie soos die wêreld lyk nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. So ja, julle sal sien hier's net so 'n bietjie van 'n opsomming. Onthou die ou verbond was geseël deur die bloed van die diere, maar die nuwe verbond is geseël deur die bloed van Jesus Christus. So is maar net so 'n bietjie van 'n opsomming wat jy kan gaan na die tyd lees wanneer jy in jou eie Bybelstudie sit en tyd spandeer. Alright, so voordat ons gaan klaarmaak, gaan ons net gou-gou deur die boek van Josua en die boek van Rigters gaan. Dit was al 'n mond vol. Maar kom ons kyk gou na die boek van Josua. So ons kom nou tot daai punt. Nou Moses is dood op die ouderdom van 120. Hy gee toe oor en hy seën Josua. Josua is sy opvolger en hy is nou 'n leier namens die volk van God. OK? Onthou Caleb is ook saam met hom en die nuwe generasie het saam met hom in die beloofde land Kanaan in betree. OK? Daar gebeur ook 'n wonderwerk oomblik waar God die Jordaanrivier opdroog sodat die volk kan ingaan by die beloofde land. So is amper soos die Rooi See wonderwerk. Hier die Here dit weer gedoen en die Here bly net getrou en soos hulle geloof in aksie sit. Die woord sê mos in die Nuwe Testament, geloof sonder werke is dood. So jou geloof kan hoog wees, maar jy moet werke daarbey sit om in te kan betree in die land of daai area beheer te neem. En mens kan dit eintlik so mooi in vergelyking sit. Al die areas in ons lewe waar die vyand ingekom het, waar ons 'n deur dalk oopgemaak het. Die vyand is daar. Ons het 'n deur oopgemaak vir sonde. Maar nou moet ons gereinig word. Ons moet skoon gemaak word. Ons is kinders van die Here. En dis daai ding wanneer jy gebore is as 'n nuwe babatjie in die gees. Jou lewe word dan getransformeer en word verander in die beeld from glory to glory. Van glorie na glorie in die woord van God word ons nou getransformeer om meer soos Jesus te lyk, wat perfek was, vlekkeloos. So hierso sê God vir Josua, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. So ons sien duidelik, God sê vir hom, gaan, wees sterk, jy moet nou die land in betree wat ek aan julle beloof het. En daar's ook 'n mooi verhaal van waar
Jerigo se mure wat omgeval het, so Joshua het om dit geloop, hulle het 'n manifestasie uitgevoer en die mure het omgeval en hulle het daai land in betree. So ons kan sien as ons dit vergelyk met ons lewe, waar die vyand is, we need to take action. Ons moet daar aksie neem om beheer te neem saam met die Here op daai afdeling van ons lewe. En intussen het daar 'n verdeling van die land gebeur, so het elke stam met sy deel gekry wat aan hom toegekom het. En dit kom jou toe soos ja, in jou gehoorsaamheid. Uh en hulle het dit verdeel, okay. Maar baie belangrik om te sien, daar was land wat nog nie in besit geneem was nie. Okay, ek sê dit vir julle nou hierso. In die volgende boek sal julle sien ook waar dit inkom, okay? Dan sal jy sien Joshua het gesterf en hierdie boek van Joshua het 24 hoofstukke. En hy sê op die einde, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek dink dis baie belangrik as jy 'n mamma of 'n pappa is, as jy 'n huis het, dat jy en jou familie God sal dien. Maar ook ons huis is ons tempel. Dit is hierdie huis is hierdie tempel, hierdie liggaam, terwyl ek 'n tydelike liggaam het, dit is die huis van God en ek sal die Here dien. Alright. So ons beweeg nou oor na die boek van Rigters en ons gaan hierso afsluit. Want dit is al baie inligting, baie wat ek al gedeel het. Die boek van Rigters sal julle sien nou, Joshua is nou dood. Daar's geen leier nie. Daar's nie konings nie. Daar's niemand behalwe dit wat die Here met hulle gedeel het. Die wette wat hy gegee het en vir hulle gesê het hoe hulle moet lewe in verhouding met God. So nou moet hulle vertrou op die Here en hulle moet hierdie uitstap. In die boek van Rigters sal jy sien plus minus duur 340 jaar lank. So die hele boek van Rigters speel af en jy sal sien daar is 12 rigters wat God opgerig het in hierdie boek. Maar wat gebeur? Jy sal sien die volk val in sonde. Dis soos 'n siklus. Jy sal sien met al die 12 rigters, dis soos dieselfde storie 12 keer oor. Maar elkeen het amazing, fantastiese detail en ja, daar's baie detail wanneer jy gaan lees in die boek van Rigters. Die boek van Rigters is 'n mens moet mooi kop hou want dan sien jy okay, hier kom nou volgende rigter. Maar dis 'n baie mooi boek om te lees en hoe maklik is dit nie dat ons val in sonde, want jy sien hulle verval in sonde, dan is daar verdrukking en dan het hulle berou. En dan rig die Here 'n rigter op om vir hulle verlossing te bring, want die vyande staan teen hulle op en onthou ook vir julle gesê daar sekere dele van die land wat nog nie besit geneem was nie. En dit is waar die volk het begin die ander gode van Kanaan te aanbid. So hulle het verval in sonde en hulle het die dinge van die wêreld gedoen. Hulle dinge van die ander volk gedoen. Dinge wat nie God se volk was nie. En die wêreldse goed en ander gode en ander sonde. So hierdie proses word half herhaal nou vir 12 kere wat die Here 'n rigter opgerig het vir hulle, iemand om hulle te lei. So kom ons kyk net gou wat is 'n rigter? Hulle was leiers wat spontaan deur God bemagtig is om Israel van hulle vyande te red. So julle het dalk bietjie gehoor hierso van Samson, Deborah, dit is die bekendes, Gideon is 'n bekende. Die ander is nie altyd so ek dink Deborah is 'n groot een, Samson is 'n groot een. Dit het julle definitief in sonnaarskool dalk gehoor of as jy die voorreg gehad het. En ja, so dis wat 'n rigter was. En dan hierso het ek net hierdie gedeelte bygesit wat vir my bietjie kragtig voorgekom het in oor die boek van Rigters. Nou die boek van Rigters in Engels is Judges. Okay, so ek gaan hierdie in Engels lees van Morgan. Hy het gesê, what is revealed about man in Judges is depressing, but what is shown about God in Judges is wonderful. On the human side, it is a story of disobedience and disaster, and on a divine side, of continued direction and deliverance. So ons sien hulle eindig met die hoofstuk 21 en dit sê in die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. So die Here het rigters opgerig en hulle gebruik om verlossing te bring as hulle in sonde verval het en verdrukking en die vyande het teen
die volk van Israel beklei en uit verlossing deur hierdie rigters gebring om lyding te bring. En ons gaan net hier stop want die volgende gedeelte wat ons in sessie 3 gaan doen, gaan ons begin kyk na die konings en waar die Here die eerste koning opgerig het. So onthou hierdie gedeelte, uh daar was geen koning nie, elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. Maar onthou tegnies gesproke, hulle moes net die wette gevolg het. Hulle moes net in wat God met hulle gespreek het om in verhouding met hom te wees, te lewe. Maar julle sal sien in die volgende gedeelte wil hulle graag 'n koning hê. So ons gaan kyk na die volgende gedeelte van die boek van 1 Samuel af en vorentoe, maar ek wil net gou vinnig stop by die tydlyn. So wat het ons nou gedoen? Ons het die boeke van Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium gedoen. Boek van Josua en die boek van Rigters. Nou, ons moet nog die boek van Job doen. Dit speel min of meer af in daai tydlyn, maar ons sal dit in die laaste sessie doen van die Ou Testament. En julle sal sien in die boek van Rut is ook in die tydlyn van die boek van Rigters. Maar ek sal ook op die einde saam met die boek van Job 'n opsomming doen daarvan. Hy's net 4 hoofstukke en wat daar betekenisvol was, wat het daar gebeur net min of meer. Maar is die tydlyn wat nou uitgespeel het. Ons is nou hier min of meer van 1380 voor Christus. So hier min of meer het 4000 jaar al soos plus minus hierso van okay, skus, daar's is Jesus Christus wat gebore was. Voor dit was 4000 jaar, maar in hierso in die gedeelte wat ons nog gekyk het, is ons nou by 1380 voor Christus. So wanneer ons na die volgende boeke gaan kyk, dan sal ons aanbeweeg met die tydlyn. Alright, julle, hierdie is 'n mondvol. Maar ek hoop dat dit julle sal seën en dat dit vir julle leiding sal gee. Daar's baie om te prosesseer. As en ek het net die hoe kan ek sê die hoofopsomming gegee. Maar belangrike goed wat ek gevoel het, ons moet oor praat want dit speel 'n rol om te verstaan en konteks te kry. Hoekom is dit hier? Hoekom pas dit hier in? Hoekom word dit genoem? En ek het bietjie in detail op sekere goed gegaan, want ek dink is nodig vir vorentoe. Maar dis ook maar net baie oorhoofs opsomming. So ek hoop dit seën julle en dat die Heilige Gees julle verder sal bedien en julle sal mooi kom salf in die tyd wanneer julle in julle eie Bybelstudie sit. Alright julle, hierdie is nou die laaste wat ek nou met julle gedeel het. Ons sal in die volgende sessie sal ons dan begin by die konings en wat daar gebeur. Alright julle, geseënde aand.